Hoi, ek wil vandag bietjie gesels oor die 2 tot 3-jarige kinders wat gepotty-train word. Dit is 'n baie belangrike tyd vir so 'n kleintjie om gepotty-train te word. Ek sal sê as jy by die skool die hoof is, of die, wat sê mense, die prinsipaal, moet jy mense in diens neem wat terme agtergrond het daarmee of vir 'n opleiding stuur. Want ek het al die verskriklikste goed gehoor. Daardie ouderdom is seker die belangrikste ouderdom vir 'n kind om gepotty-train te word. So, ek het al gehoor by 'n skool wat mense my persoonlik kontak en sê die persoon ruk en pluk daardie kinders skreeu op hulle, raas met hulle, straf hulle as hulle glipsie kry. So dan moet jy maar vir jou ander werk soek. Dit is kindermishandeling op sy ergste. Jy moet baie geduld hê om 'n kind te potty-train. Jy praat met hulle mooi sag. Jy maak 'n ophef daarvan as hulle vir jou sê hulle wil toilet toe gaan, maar in die begin moet jy maar daar staan, hulle aanmoedig en baie geduldig wees. Partykeer is 'n kind nog nie reg om te gepotty-train word nie. Party mense het mos hierdie idee, weet ek, dit hang van hoe slim is 'n kind, is niks daarmee te doen nie. Party van hierdie ouetjies kan ons amper sê, hulle knypspiertjies werk nog nie. Met ander woorde, jy kan alles probeer, maar hulle kan het nog nie, daai spiertjie wat hulle het, is nog nie klaar reg nie. Om bietjie uit te hou, of soos ons sê, te knyp nie. So dan moet jy maar bietjie geduldiger wees. Seentjies, nie almal nie, vat gewoonlik bietjie langer om gepotty-train te word. Ek onthou toe my seentjie klein was, het ek hom afgehaal van die doeke af, maar hy kon nie regkom nie, toe sit ek hom terug, so na 3 maande, toe werk het soos 'n bom. So by 'n skool is 'n ander storie, jy moet baie geduldig wees, glad nie met hulle raas nie, jy wys hulle, jy vertel 'n storie daaroor, van potty, van hoe werk die toilet, en wat doen jy, en jy loop saam met hulle, en jy praat met hulle, jy vat hulle kort, en nommer 1 en nommer 2 is eintlik baie belangrik. Ek wil net sê, as jy nie weet wat om te doen nie, dan is dit chaos. Daai arme kind gaan 'n knou kry, en jy gaan dit veroorsaak. Dis 'n baie, ek glo nie mense besef hoe belangrik daardie deel van 'n kind se ontwikkeling is nie. Hoekom mense nie bietjie oplees, jy kan nou sit daar Google, gaan biblioteek toe, neem 'n boek uit en lees jy daaroor. Dis nie sommer niks nie. Dis 'n groot ding in 'n kind se lewe. So ek sal sê, julle moet baie versigtig daarmee werk, en dit hang alles van die hoof af, of jy die regte persoon daar het. Goed, gesels weer, dankie.